Welkom terug hier op Groot Plaas. So 'n nuwe man agter die stuur van Agri SA. Sy naam is Willem de Chafonnis Vrigt en ons gaan 'n bietjie met hom gesels, die nuwe president van Agri SA. Willem, goeiemôre en welkom. Goeiemôre Doopie en dankie vir die geleentheid om met julle te gesels. Lekker, ons waardeer dit. So vertel ons gou net bietjie meer, wie is Willem nou? Waar het jou liefde vir die landbou begin? So ek boer in die Noordwes provinsie, tussen Mafeking en Vryburg. Ek is 'n veeboer en het van jongs af die geleentheid gekry om betrokke te wees in georganiseerde landbou. So vanaf ek op die plaas gekom het in 2001, het ek deur boerevereniging provinsiaal my diens in gemeenskapsdiens gedoen en nou het ek die geleentheid om by Agri SA voorsitter te wees. Nou, is dit iets waarna jy uitsien? Daar's natuurlik baie uitdagings vir die boere in Suid-Afrika en baie ouens draai dadelik Agri SA toe wanneer hulle 'n paar antwoorde soek. Is jy reg vir hierdie nuwe chapter? Ek sien uit en ek glo ek is reg daarvoor. Die voordeel van Agri SA is dat dit 'n goed gevestigde organisasie is waar ons oor 'n lang tyd maniere gekry het om seker te maak dat almal wat betrokke is, 'n stem gehoor word, maar laat die individu dit nooit oorheers nie. So ons streef daarna om konsensusbesluite te neem, veral op die meer kontensieuse punte. Daarso waar ons beleidsbesluite moet neem, is dit altyd met konsensus. So solank die boere betrokke is, dan word hulle stem deur die organisasie gehoor. So, jy's nou aan die stuur van hierdie invloedryke organisasie. Jou leierskap filosofie, vertel ons 'n bietjie daarvan. Ja, ek glo dit vat ons baie meer inspanning om te luister as om te praat, en baie kere is wag ons net vir ons geleentheid om te praat of ons sê te sê, en as ons beter na mekaar kan luister, is ek seker gaan ons beter oplossings vind. Ek dink die meeste van ons het 'n gedeelde visie en 'n manier hoe ons die toekoms sien, en laat ons by dit sal uitkom as ons beter na mekaar kan luister. So watse uitdagings lê jou naaste aan die hart? Is daar iets spesifiek wat jy wil aanpak so gou as moontlik? Ja, infrastruktuur en die verval van die plattelandse ekonomie is 'n massiewe uitdaging, en dit het nie net 'n invloed op landbou nie. Dit het invloed op die breër gemeenskap. Dit is ook nuwe projekte, en wat nie gebeur nie kan ook 'n groot verskil maak. So ons is baie gefokus. Ek dink daarso is suksesstories in die laaste jaar veral gewees waar die privaat sektor saam met die staat 'n verskil begin maak het. Soos groter samewerking tussen die privaat sektor en die staat, kan mens sien hoe die kragnetwerk begin stabiliseer. Daar was ook groot suksesse gewees in die laaste 12 maande met gedeeltes van die hawens wat geprivatiseer is. En dan is daar ook die vooruitsig dat daar gedeeltes van die spoornetwerk geprivatiseer gaan word. So wanneer daar hierdie tipe van vordering gemaak word, is daar daai gesegde wat sê as die gety inkom, dan styg alle bote, maak nie saak afhangende van die grootte nie. So dit het 'n groot voordeel vir groter en kleiner produsente as daar so hierdie vordering gemaak kan word. So ons het byvoorbeeld ook op die oomblik saam met Agri SA, saam met Agbus, waar ons saam met Sandra kyk, spesifiek in die Vrystaat provinsie, om data met mekaar te deel, om projekte te prioritiseer, wat se paaie wat eers reggemaak moet word, die grootste verskil kan maak. So die samewerking om van hierdie infrastruktuur uitdagings aan te pak, sien ek baie na uit. Nou, jy self wat in die boerdery is, wat is vir die mooiste deel van die Suid-Afrikaanse landbousektor? Die Suid-Afrikaanse landbou is ongelooflik divers. Ek dink daarso is baie keer word dit nie so goed weerspieël as ons na die landbousyfers kyk nie, en veral in die laaste paar jaar wat dit ook goed gereën het, was al gedeeltes van die sektore wat baie goed gedoen het, veral die
vir al die bedrywe wat oor 'n lang tyd vir hulle uitvoermark gevestig het, maak dat dit lyk of dit goed gaan in Suid-Afrikaanse landbou. Maar daarso is van ons boere en van ons bedrywe wat regtig swaar kry. So die veeboere is op die oomblik besig om deur 'n biosekuriteitskrisis te gaan, en dit lyk nog nie of 'n goeie vordering gemaak word nie, alhoewel daar baie mense betrokke is om hierdie biosekuriteitskrisis te oorkom. En dan die graanboere het ongelooflike wisselvalligheid gesien in kommoditeitspryse, wat dit nie net moeilik gemaak het vir die graanboere nie, maar ook vir almal wat grane aankoop en vee aankoop. Maar dit is juis in hierdie diversiteit, die verskil wat daarso is tussen 'n plaas in die Karoo en 'n plaas in die wynlande en in die noorde van Natal, wat my opgewonde het. Wel, ons kry die kans om met baie jong boere te praat en ongelooflike goed wat die jong boere spesifiek doen, maar waar sien jy die rol, of hoe sien jy die rol van jong boere in die toekoms van Suid-Afrikaanse landbou? Jong boere speel 'n kritiese rol en dis wêreldwyd is dit 'n uitdaging om jong boere te vestig. Boerdery het ongelooflik kapitaalintensief oor tyd geraak en baie keer is hierdie finansieringshekkie net te hoog om jong boere in te bring. So in veeboerdery is dit goed bekend dat as jy nie elke jaar genoeg jong diere in jou kudde inbring nie, of gereeld genoeg jong diere in jou kudde inbring nie, dan sit jy later met 'n plaas vol ou koeie. En met mekanisasie is dit dieselfde. As jy klomp trekkers het met net hoë ure op, dan gaan hulle heel moontlik jou almal op een dag los. So dit is belangrik dat ons met jong boere betrokke kry. Ons moet hierdie uitdaging wat daarso is, die finansieringsuitdaging om jong en nuwe boere te vestig, moet ons oorkom, want anders dan gaan ons later met 'n plaas sit met ou koeie of tools met te veel ure op. Ons het so 30 sekondes oor, Willem. Net vinnig, wat dink jy is die grootste geleentheid vir groei binne die Suid-Afrikaanse landbousektor? So ons het oor tyd gesien die meeste groei het plaasgevind in die sektore wat begin uitvoer. En dit daarso is 'n groot groei geleentheid, maar daarso is ook al die hektare wat in die staatsbesit is, en as ons die waarde van privaat eiendomsreg kan verduidelik, promoveer en meer mense kan laat verstaan wat se potensiaal daarso in privaat eiendomsreg is ek seker kan ons groot groei sien in landbou. Daai 2.8 miljoen hektaar wat in die land holdings account lê, moet ons produktief kry. Willem, baie dankie vir jou tyd. Alles van die beste. Ek seker ons gaan nog lekker baie gesels en ons waardeer jou tyd vanoggend. Willem de Chafonnes Vrigt, die nuwe president van Agri SA. Dit is dit vir Groot Plaas vir vanoggend. Ons hoop jy het lekker saam met ons gekyk.